Mense bemoedig jou by hospitale, sterkte, ek dink aan jou. Ek sê nee, gebed goedgekeur. Mense sê na die dood, maar wat die Here gedoen het is wel gedaan. Ek sê nee, gebed kon gestop. Mense sê dit was sy tyd. Ek sê nee, ons kon dit verhoed het. Bid, gelowiges, bid. Ons op bid hier om te bid vir die wêreld, om te bid vir die kerk en ja, om te bid vir ons families. Maar wat vind die een wat nou verkragt word? Wat vind die een wat nou geroep word? Wat vind die een wat nou vir sy lewe beklei op 'n hospitaal bed? Wat van daardie ongeluk wat nou besig is om te gebeur? Bid, gelowiges, bid. Deur ons gebede red ons iemand uit die mag van die vyand. Deur ons gebede beskerm ons die wat nog nie die Here eens wil dien nie. Deur ons gebede maak ons die area skoon van bose geeste. Deur gebed bring ons lewe voort en breek ons die bose af. Ons kan dit keer. Ons is in beheer. Ons het daardie autoriteit. As die Here dit kan gedoen het, kan ons dit doen. Terwyl die bose besig is om die land oor te vat en die sonde ons wil oorstorm, is daar nog 'n gelowige wat bid. Terwyl die vyand sy demone stuur om dood te maak en te roof en af te breek, is daar nog 'n gelowige wat bid vir lewe. Terwyl die vyand soos 'n brandende leeu rondloop, is daar nog 'n leeu van die Juda binne 'n gelowige wat iewers bid om die bose te beveg. Bid, gelowiges, bid. Ons het nodig om te bid. Ons het nodig om te veg. Ons het nodig om beveel aan engele te gee om mense te bewaar en te beskerm. Ons het nodig om deur te breek. Bid, gelowiges, bid. Bid, gelowiges, bid. Bid, gelowiges.